Ok, ons gaan aan met hoofstuk 42 van Esegiel, die heilige kamers. Daarna het hy my uitgebring na die buitenste voorhof op die weg na die noorde toe. En hy het my gebring na die kamers wat teenoor die afgeslote ruimte wat teenoor die bouwerk teen die noorde lê, oor 'n lengte van 100 L langs die noordelike ingang en 'n breedte van 50 L. Teenoor die 20 L wat by die binneste voorhof behoort en teenoor die plaveisel wat by die buitenste voorhof behoort, was 'n galery teenoor die galery in 3 verdiepinge. En voor die kamers was 'n gang van 10 L breed na binne toe, 100 L lank, en hulle deure was teen die noorde. En die boonste kamers was korter, want die galerye het ruimte van hulle weggeneem in die vergelyking met die oudstes of die onderstes en die middelstes in die bouwerk. Want hulle het 3 verdiepinge gehad, maar geen pilare soos die pilare van die voorhowe nie. Daarom is daar ruimte weggeneem in vergelyking met die onderstes en die middelstes van die grond af. En daar was 'n muur wat buitekant ewewydig met die kamers geloop het na die buitenste voorhof toe, vooraan die kamers 50 L lank, want die lengte van die kamers wat na buite die voorhof lê, was 50 L, en kyk, teenoor die tempel was 100 L. En onder hierdie kamers was die ingang van die ooste kant af as iemand na hulle toe ingang uit die buitenste voorhof uit. In die breedte van die muur van die voorhof na die studie toe, en na die syde toe, vooraan het afgeslote ruimte en vooraan die bouwerk was daar kamers, met die weg voor hulle soos die voorkoms van die kamers, wat na die noorde toe lê, net so lank en so breed as hulle, en al die uitgange en inrigtinge soos by hulle, en soos hulle ingange. So was die ingange van die kamers wat na die suide lê, 'n ingang wat begin van weg, naamlik die weg voor die ooreenkomende muur, na die ooste toe, as 'n mens na hulle toe aankom. Toe het hy vir my gesê, die noordelike kamers en die suidelike kamers wat teenoor die afgeslote ruimte lê, hulle is die heilige kamers waar die priesters wat na die Hemelse Vader naderkom, die hoogheilige gawes moet eet. Daar moet hulle die hoogheilige gawes neersit, die spysoffer en die sondoffer en die skuldoffer, want die plek is heilig. As die priesters ingaan, dan mag hulle nie uit die heiligdom uitgaan na die buitenste voorhof nie, maar daar moet hulle hul klere neersit waarin hulle diens gedoen het, want die is heilig. Hulle moet ander klere aantrek en dan naderkom na die ruimte vir die volk, wat vir die volk bestem is. En toe hy klaar was met die mate van die binneste huis, het hy my na die poorte toe uitgebring, waarvan die voorkant na die ooste lê, en dit gemeet alom rondom. Hy het die ooste kant met die meetroede gemeet, 500 roede, met die meetroede rondom. Hy het die noorde kant gemeet, 500 roede, met die meetroede rondom. Die suidekant het hy gemeet, 500 roede, met die meetroede. Hy het hom begewe na die weste, en gemeet 500 roede met die meetroede. Hy het dit aan die 4 kante gemeet. Dit het 'n muur gehad al rondom. Die lengte was 500 en die breedte 500, om skeiding te maak tussen wat heilig en onheilig is. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 43. Die heerlikheid van die Hemelse Vader trek in. Toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste kyk. En kyk, die heerlikheid van die Hemelse Vader van Israel het van die ooste kant afgekom, en die geruis daarvan was so die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van heerlikheid. En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes. En dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebar rivier. En ek het op my aangesig geval, en die heerlikheid van die Hemelse Vader het in die huis ingetrek, deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. En die Gees het op my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring, en kyk, die heerlikheid van die Hemelse Vader het die huis vervul. En ek het een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man by my staan.
En hy het vir my gesê, mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetstoel, waar ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel. En die huis van Israel sal my heilige naam nie meer verontreinig nie. Hulle en hulle konings met hulle hoerery en met hulle lyke van hulle konings by hulle dood, deurdat hulle hul drempel met my drempel gemaak het en hulle deurpos langs my deurpos, sodat net die muur tussen my en hulle was. En hulle het my heilige naam verontreinig met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat ek hulle in toorn verteer het. Nou sal hulle hul hoerery en hulle lyke van hul konings ver van my af verwyder, en ek sal vir my ewig onder hulle woon. Jy, o mensekind, vertel die huis van Israel van die huis, sodat hulle beskaamd kan staan vanweë hulle ongeregtighede, en laat hulle die voorbeeld nameet. En as hulle beskaamd staan oor alles wat hulle gedoen het, maak hulle dan bekend die vorm van die huis en sy inrigting, en sy ingange en sy uitgange, en al sy vorme en al sy verordeninge, ja, al sy vorm en al sy wette, en skryf dit voor hulle oë op, sodat hulle sy hele vorm kan bewaar, en al sy verordeninge en die kan uitvoer. Dit is die wet van die huis. Op die top van die berg sal sy hele gebied al rondom hoogheilig wees. Kyk, dit is die wet van die huis. Die brandofferaltaar en sy inwyding vanaf vers 13. En dit is die afmeting van die altaar in elle. 'n el is 'n el en 'n handbreedte, die voetlaag 'n el hoog en 'n el die breedte en die opstaande rand daarvan aan die buitekant daarvan rondom. 1 span, en dit is die onderbou van die altaar. En van die voetlaag op die grond tot by die onderste omsluiting 2 el en die breedte 1 el. En van die kleinste omluisting tot by die grondomluisting 4 el en die breedte 1 el. En die vierhert 4 el en van die vierhert af en boontoe die horings 4 in getal. En die vierhert 12 el lank by 12 el breed, vierkantig na sy vierkante. En die omluisting 14 el, lengte by 14 el breedte na sy vierkante toe. En die opstaande rand daar rondom 'n half el, en die voetlaag daaraan 'n el rondom. En sy trappe het oos gekyk. En hy het vir my gesê, mensekind, so spreek die Hemelse Vader, dit is die verordeninge van die altaar, op die dag as dit gemaak word, om brandoffers daarop te bring, en om bloed daarteen uit te gooi, moet jy aan die Levitiese priesters wat uit die geslag van Sadok is, wat na my mag naderkom, spreek die Hemelse Vader, om te dien, 'n jong bul gee as sondoffer, en jy moet van sy bloed neem en dit stryk aan die 4 horings daarvan, en aan die 4 hoeke van die omsluisting, en aan die opstandige rand daar rondom. So moet jy dit dan ontsondag en versoening daarvoor bewerk. Dan moet jy die sondofferbul neem en hulle moet verbrand in daarvoor bestemde plek in die huis buitekant die heiligdom. En op die tweede dag moet jy 'n bokram sonder gebrek as sondoffer bring, en hulle moet die altaar ontsondag soos hulle dit met die bul ontsondag het. As jy klaar is met die ontsondiging, moet jy die jong bul sonder gebrek en 'n ram sonder gebrek uit die kleinvee bring, en jy moet hulle bring voor die aangesig van die Hemelse Vader, en die priesters moet sout daarop strooi, en dit as brandoffer aan die Hemelse Vader bring. 7 dae lank moet jy daagliks die sondoffer gereed maak, ook moet hulle 'n jong bul en 'n ram uit lynvee altwee sonder gebrek berei. 7 dae lank moet julle hulle vir die altaar versoening bewerk en dit reinig en dit inwy, en hulle moet die dae voleindig. Dan moet die priesters op die 8ste dag en verder julle brandoffers en julle drankoffers op die altaar berei, en ek sal 'n behaag in julle hê, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Ok julle, ons gaan aan met Esegiel 44, die dienaars van die heiligdom. Toe het hy my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom,
wat na die ooste kyk, en dit was gesluit. En die Hemelse Vader het vir my gesê, hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie, en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die Hemelse Vader, die God van Israel, daardeur ingegaan het. Daarom moet dit gesluit bly. Wat betref die vors, hy moet as vors daarin sit om brood te eet, voor die aangesig van die Hemelse Vader, van die voorportaal van die poort af moet hy ingaan, en op dieselfde weg daar uitgaan. Daarop het hy my gebring na die noordpoort, aan die voorkant van die huis, en kyk, toe en sien, dat die heerlikheid van die Hemelse Vader die huis van die Hemelse Vader vervul het, toe het ek op my aangesig geval, en die Hemelse Vader het vir my gesê, mensekind, gee ag daarop, en kyk met jou oë, en hoor met jou ore, alles wat ek jou sal aangaande al die verordeninge van die huis van die Hemelse Vader, en al die wette daarvan, en gee op die ingang in die huis deur al die uitgange van die heiligdom, en sê aan die wederstrewiges aan die huis van Israel, so spreek die Hemelse Vader, laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel, omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenis van hart, onbesnedenis van vlees, om in my heiligdom te wees, om dit my huis te ontheilig, toe julle my brood, vet en bloed gebring het, en hulle my verbond verbreek het by al julle gruwels, en julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle aangestel om my diens in die heiligdom vir julle waar te neem. So sê die Hemelse Vader, geen uitlander onbesnede van hart en onbesnede van vlees mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. Maar die Lewiete wat ver van my af gewyk het by die afdwaling van Israel wat van my af weggedwaal het, agter hulle drekgode aan. Hulle moet hulle ongeregtigheid dra. Hulle moet dienaars wees in my heiligdom, as wagte by die poorte van die huis, en die bedienaars van die huis. Hulle moet die brandoffer en die slagoffer vir die volk slag, en voor hulle staan om hulle te dien. Omdat hulle al gedien het voor hulle drekgode, en vir die huis van Israel 'n struikelblok tot ongeregtigheid was, daarom het ek my hand teen hulle opgehef, spreek die Hemelse Vader, sodra hulle ongeregtigheid moet dra, en hulle mag nie nader kom na my toe, om die priesterampt vir my te bedien nie, en om nader te kom na my heilige gawes, na die hoogheilige gawes nie, maar hulle moet in die skande dra en hulle gruwels wat hulle bedryf het. Dis sal ek hulle aanstel aan die diens van die huis waar te neem, vir die hele bediening daarvan en vir alles wat daarin gedoen moet word. Maar die Lewiete, priesters, die kinders van Sadok, wat die diens van my heiligdom waargeneem het, toe die kinders van Israel van my afgedwaal het, hulle moet na my toe nader kom, om my te dien en voor my aangesig te staan, om aan my die vet en die bloed te offer, spreek die Hemelse Vader. Hulle moet in my heiligdom ingaan, en hulle moet na my tafel toe nader kom, om my te dien en my diens waar te neem. En as hulle na die poorte van die binneste voorhof ingaan, moet hulle linneklere aantrek, maar wol mag op hulle nie kom as hulle dien in die poorte van die binneste of voorhof nie, en daar binnekant nie. Linne hoofversiersels moet op hulle hoof wees, en 'n linnebroek moet aan hulle heupe wees. Hulle mag nie gord met iets wat laat sweet nie. En as hulle uitgaan na die buitenste voorhof, na die volk toe, moet hulle klere uittrek waar hulle in gedien het, en dit neersit in die heilige kamers. En hulle moet ander klere aantrek, sodat hulle die volk nie geheilig maak met hulle klere nie. En hulle moet hul hoof nie kaal skeer of die hare lank laat groei nie. Behoorlik moet hulle hulle hoofde skeer. Ook mag geen priester wyn drink as hy in die binneste voorhof ingaan nie. Ook mag geen weduwee of een wat verstoot is vir hulle as 'n vrou neem nie, maar jong meisies uit die geslag van die huis van Israel, of 'n weduwee wat deur 'n priester as weduwee agtergelaat is, mag hulle neem. En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is,
en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is. En oor die regsaak moet hulle optree om reg te spreek volgens die verordeninge moet hulle dit uitoefen en hulle moet my wette en my insettinge hou op al my feestdae en my sabbate heilig. En hy mag by 'n lijk nie kom nie, sodat hy nie onrein word nie, net maar aan die vader of 'n moeder of 'n seun of 'n dogter, aan 'n broer of 'n suster wat nie aan 'n man toebehoort nie, mag hulle nie verontreinig nie. En na sy reiniging moet hulle vir hom 7 dae tel. En op die dag as hy in die heiligdom ingaan, in die binneste voorhof, om in die heiligdom te dien, moet hy sy sondoffer bring, spreek die Hemelse Vader. En dit sal vir hulle 'n erfdeel wees, en hulle erfdeel, en julle mag aan hulle geen besitting in Israel gee nie. Ek is hulle besitting. Die spysoffer en die sondoffer en die skuldoffer, die moet hulle eet. En alles wat in Israel onder die ban is, moet vir hulle wees. En die beeste van al die eerstelinge, van alles en elke offergawe, van alles, van alle julle offergawes, moet vir die priesters wees. Ook moet julle die eerstelinge van julle grove meel aan die priesters gee, om 'n seën op jou huis te laat rus. Geen aas of iets wat verskeur is, van voëls of van vee, mag die priesters eet nie. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 45, verdeling van die land, die vors en sy pligte, offers en feeste. En as julle die land as erflike besitting verdeel, moet julle 'n offergawe aan die Hemelse Vader afgee, 'n heilige plek uit die land, aangaande die lengte 25.000 el en die lengte van die breedte 20.000. Dit moet in sy hele omvang rondom heilig wees. Hiervan moet vir die heiligdom wees 500 by 500 el en 'n vierkant rondom, en dit moet 'n oop veld hê van 50 el rondom. En van 'n stuk wat afgemeet is, moet jy meet die lengte van 25.000 el en 'n breedte van 10.000. En daarin moet die heiligdom, die allerheiligste lê. Dit moet die heilige plek wees uit die land. Dit moet wees vir die priesters wat in die heiligdom bedien, wat nader kom om die Hemelse Vader te dien, en dit moet vir hulle dien as ruimte vir huise en 'n heiligdom vir die heiligdom. En 25.000 el in die lengte en 10.000 in die breedte moet die stuk vir die leviete, die dienaars van die huis wees, 'n besitting vir hulle as stede om in te woon. En as die besitting van die stad moet julle gee 'n breedte van 5.000 en 'n lengte van 25.000 el. Langs die heilige offergawe vir die hele huis van Israel moet dit wees. En vir die vors aan die weerskante van die heilige offergawe en van die stadsbesitting langs die heilige offergawe en langs die stadsbesitting aan die weste kant na die weste en aan die ooste na die ooste. En die lengte moet wees ooreenkomstig een van die stamgedeeltes van die westelike grens na die oostelike grens. Aangaande die grond, dit sal aan hom behoort as 'n besitting in Israel, en my vorste sal my volk nie meer verdruk nie, maar aan die huis van Israel die land oorlaat volgens hulle stamme. So sê die Hemelse Vader, dit is genoeg, o vors van Israel, verwyder geweld en verdrukking en doen reg en geregtigheid. Hou op om my volk uit hulle besitting te verdring, spreek die Hemelse Vader. Julle moet 'n regte weegskaal hê en 'n regte efa en 'n regte bad. 'n efa en 'n bad moet 'n vaste maat hê, sodat 'n bad die 10de van 'n homer bevat, ook 'n efa die 10de van 'n homer. Die reëlings daarvan moet wees volgens die homer. En die sikkel moet 20 gera wees. 20 sikkels, 25 sikkels, 15 sikkels moet vir julle 'n minne wees. Dit is die offergawe wat julle moet afgee, die 6ste van die efa van 'n homer koring, ook 'n 6ste van 'n efa 'n homer gars, en die bestemde deel van die olie van die badolie, die 10de van 'n bad uit die kor, dit is 10 bad 'n homer, want 10 bad is 'n homer.
Verder van die kleinvee en stuk uit 200 uit die waterryke weiveld van Israel as spysoffer en brandoffer en dankoffers om versoening vir hulle te doen, spreek die Hemelse Vader. Al die mense van die land moet deel hê in hierdie offergawe vir die vors in Israel, en op die vors rus die verpligting van die brandoffers en die spysoffers en die drankoffers op die feeste en op die nuwe maande en op die sabbate, op al die feestuie van die huis van Israel. Hy moet die sondoffer en die spysoffer en die brandoffer en die dankoffers berei om versoening te doen vir die huis van Israel. So sê die Hemelse Vader. In die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy 'n jong bul sonder gebrek neem en die heiligdom ontsondig. En die priester moet van die bloed van die sondoffer neem en dit aan die deurposte van die huis stryk en aan die 4 hoeke van die omluisting van die altaar en aan die deurposte van die poort van die binneste voorhof. So moet jy ook doen op die 7de in die maand terwille van die wat hulle uit swakheid of onwetendheid misgaan het. So moet julle dan vir die huis versoening doen. In die eerste maand op die 14de dag van die maand moet vir julle die Pasga wees. Op die 7de dag se fees moet ongesuurde brode geëet word. En die vors moet op die dag vir homself vir die hele volk van die land 'n sondoffer berei. En die 7 dae van die fees moet hy daagliks as brandoffer aan die Hemelse Vader gereed maak, 7 bulle en 7 ramme, sonder gebrek gedurende die 7 dae, en daagliks 'n bokram as 'n sondoffer. Ook moet hy as 'n spysoffer berei 'n eva vir 'n bul en 'n eva vir 'n ram en 'n hin olie vir 'n eva. In die 7de maand op die 15de dag van die maand moet hy op die fees dieselfde offers gereed maak gedurende die 7 dae, dieselfde sondoffer, dieselfde brandoffer en dieselfde spysoffer en dieselfde olie. Tot sover.